dankbaar vir die poging van almal om die familie op hierdie tyd by te staan. Ons sal hierdie begrafnisdiens van Wyle Martin Coetzee, ons broer en vriend, begin deur 'n lied te sing, die eerste lied op die pamflet. Hierdie lied het veel vir Martin beteken die afgelope tyd, die afgelope weke en eintlik die afgelope dae. En nadat ons die lied gesing het, ons kan maar net bly sit en dan sal ek bid. As my hart so swaar belas is en ek glad nie kan verstaan.
ons die hoofde buig in gebed asseblief. Onse Vader in die hemel, ons voel dankbaar dat U bewus is van ons samekoms hier. En ons is dankbaar vir gebede wat U bereik het voor hierdie samekoms. Ook gebede van ons wyle broer. En ons is dankbaar vir die Vader wat U vir U kind was. En ons is vanoggend baie dankbaar om aan die Here Jesus te dink en sy getroue voorspraak vir sy eie, vir sy volgelinge, vir die wat geleer het om hom lief te kry. En ons word verenig deur ons hartseer en ons droefheid, ons leed en ons smeek U, wat die God van alle vertroosting is, en die Vader van barmhartighede, dat U naby sal kom en die familie op 'n spesiale manier sal bystaan. Help ons om 'n boodskap te ontvang uit die hemele, wat ons sal help om aan ons eie siele te dink en die toekoms na die graf. Ons voel so dankbaar dat U seun die graf en die dood en ook sonde oorwin het. En ons is dankbaar dat hy ten volle verstaan en dat U alles verstaan wat die mens deurmaak. En ons is dankbaar dat ons vrede en ons rus in berusting lê, dat U alles weet en U is in die toekoms en U sal kan bystaan en help. Help ons dan om almal meer gefokus te wees op U seun. En ons is dankbaar dat daar krag is en genade is om hom te volg, 'n veilige pad. Ons vra dan dat die Gees verder met ons sal deel, want ons smeek alles nou in die naam van Jesus. Amen. Ek wil eerstens net 'n paar versies gelees uit Psalm 103. Gister het Psalm 102 en 103 in gedagte gekom. 102 is die gebed van iemand met 'n swaar hart, iemand wie se hart beswyk het. En dit praat van 'n ellendiger wat homself voor die Here uitgestort het. En dan 103 loop oor van Dawid se dankbaarheid vir die liefde van God, die goeie tierenheid van God, die genade van God. So hy begin net om te sê, loof die Here oor my siel. Die Here, vers 3, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos uit die verderf en jou kroon met goeie tierenheid en barmhartighede. Die Engels praat van loving kindness. Die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goeie tierenheid. En dan vers 10, hy handel met ons nie na ons sondes en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. Dan noem dit net hoe wyd, hoe onmeetlik die genade van die Here is. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goeie tierenheid
oor die wat hom vrees. Sover as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet wat 'n maaksel ons is, gedagtig dat ons stof is. Ek kan maar net deel wat my getroos het. Ek het Martin ontmoet 1995. Ek het die voorreg gehad om in Pretoria te wees daai jaar, en dis die jaar dat Martin en Charmaine ook getrou het. En Martin wou graag hê dat Charmaine saam met hom na die evangelie sou luister. En die Here werk deur die evangelie om 'n openbaring te gee aan die wat behoeftig is na hom. En die Here het gewerk. Ons dink, soos ek gebid het, ons word verenig deur ons meegevoel, ons voel mee, ons voel saam vir Charmaine en vir Tannie Lien en Susan en Esther en soveel van die familie wat nie hier kan wees nie. En ons is dankbaar vir soveel wat die Here alreeds persoonlik ken, die ware trooster. So oor die jare onthou ons Martin se blymoedige en 'n verwelkomende groet, vol liefde en 'n ywerige groet, en 'n mens het tuis gevoel en 'n mens het naby gevoel. En ons is dankbaar vir die Here se werk in sy lewe. Hier lees ons dat hy weet dat ons uit die stof is, hy verstaan ons maaksel. En met sommige dinge voel 'n mens, ek weet min van hierdie saak af, ek moet dit opsoek, bietjie uitvind, en dan ander sake het ons persoonlik ervaring, en ons voel, ons verstaan. Ek onthou 'n diep en donker ondervinding, en iemand het net vir my daai twee woorde gesê, ek verstaan. En ek het 'n bietjie van hulle ondervinding geweet, en daarom het daardie woorde ook soveel gewig gehad. En vandat ons 'n brug gekry het van wat gebeur het ons besef, ons moet hierdie na die Here toe neem. En die Here wat die volle prentjie sien. Ek besef, ons kan geneig wees om onsself blind te staar teen een gebeurtenis, maar die Here ken die hart, en die Here ken sy kinders. En hierdie versies wat ons gelees het, die Here verstaan, en daar is geen pyl, daar is geen einde aan sy liefde en sy barmhartigheid, sy genade. Iets wat ons baie van bewus was oor die jare, is dat Martin 'n dapper held was in die stryd. Hy het dikwels melding gemaak van die stryd. En daar's verskillende, daar's nie net een stryd in 'n kind van die Here se lewe nie, maar in kleiner dienste en in groter dienste, ek dink selfs in ons jaarlikse konferensies, het Martin ons bemoedig met die manier waarop hy die stryd aangedurf het. En ook met Martin en Charmaine, hulle was saam in die stryd en kon mekaar bemoedig in die stryd. Die stryd is maar net 'n bewys daarvan dat daar 'n kruis is. Die Here Jesus het sy volgelinge gevra om
hulle self te verloon en hulle kruis daagliks op te neem en hom te volg. So die kruis gaan teen die mens, ons mens wees. Ons wil soos Christus wees en ons het oorgegee dat die Here in ons harte en lewens werk en hy weet hoe om te werk. Dinge wat hy toelaat, bring ons nader en nader aan hom, soos ons sensitief is teenoor sy werk. So, dit het ons getroos om te hoor van tye wat hulle saam spandeer het, om die aangesig van die Here te vind, saam gelees en saam gebid, tot maandagoggend toe. En ook plek vol gestaan in die klein dienste, waar ons getuienis ander bemoedig meer as wat ons ooit besef. Paulus het net gesê, dit is 'n goeie stryd. Die eerste natuur is teen die tweede natuur, die gees stryd teen die vlees. En as ons dink aan die geveg, of die oorlog word nie verloor deur een nederlaag nie, daar is oorwinnings en daar is nederlaag. Maar soos ek sê, die Here kyk na die volle prentjie en die Here het ons 'n oorwinnaar gegee wat ons 'n veilige en 'n volkome voorbeeld gee hoe om hom te behaag. Daar is 'n versie net hier wat praat van die bedruktes. Vers 6, die Here doen geregtigheid en reg aan almal wat verdruk word. En verskillende dinge kan ons in die lewe, ons kan verdrukking ervaar, ook die verdrukking van sonde, maar die Here doen reg. Abraham het God geken, en Abraham het vir sy broers kind ingetree. Hy het foute gemaak, hy het te naby aan Sodom gaan woon, en die Here sou die plek vernietig, dis Genesis 18, maar soos hy ingetree het, hy het net melding gemaak, dat sal die regte van die ganse aarde geen reg doen nie, shall the judge of all the earth not do right. Die Here Jesus, die een wat intree, Johannes het hom die voorspraak genoem, wat by die Vader vir ons intree. Dit sê Jesus die regverdiger. Die Here verstaan ten volle. Ons het verlede Sondag 'n diens gehou, soos gewoonlik, en Charmaine en haar skoonma en skoonsister ook bygewoon. Charmaine het gevoel, ek sal nie die moed hê om iets te deel nie, maar deur die diens het sy net opgestaan en gesê, my hart is gebroken, maar ek is so dankbaar vir saligheid, vir lewe in Christus en vir die familie van die Here. En sy het net genoem dat daar 'n lied elke oggend wat daai week vooraf gegaan het en na die gedagte gekom. Dit is in Engels wat sê, to whom, Lord, shall we go, save thee? Nou wie toe kan ons gaan behalwe U? To whom, Lord, shall we go, save thee, when life hath wounded bitterly? There's healing in thy nail-pierced hands. The man of sorrows understands. En Paulus, aan die einde van sy lewe, hy het die gevoel gehad dat
die tyd van my heengaan het naby gekom. En hy was dankbaar vir die stryd, goeie stryd. Hy sê hy het ook die geloof behou en het ook die wedstryd geëindig. En hy het gepraat van 'n kroon van geregtigheid wat op hom wag. En ook in hierdie versie, in hierdie psalm, dit wat ons in hierdie lewe geniet, sal dan ook die voorreg wees in die Vader se huis. Sê hy verlos jou van die verderf en hy kroon jou met goeie tierenheid en barmhartighede. Wat ons hier ervaar, die liefde van die Here, sal net in volheid ons voorreg wees aan die ander kant, soos ons vashou en aanhou. En vir my by 'n begrafnis is dit altyd net 'n herinnering aan my eie saligheid, my eie eindbestemming. En ek wil onder die wees wat die Here verwag. Nie net daarvoor wag nie, maar dit met afwagting verwag. En die Here is getrou. En die Here ken sy eie. En dis ons voorreg om nader en nader aan hom te kom en hom meer vir onsself te ervaar. En mag dit so wees. Ons gaan nou die eerste versie van die volgende lied sing, en dan sal Kingsley 'n boodskap hê. Dit is 171 uit die Afrikaans, nederig aan die voete heiland, pleitend om genade daar. Ek sal net een versie voorlees. Tweede brief van Timoteus, hoofstuk 1, 10de versie. Maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons verlosser Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie. Party van ons het onlangs 'n onderwerp behandel. En dit is, daar's geen prys te groot om te betaal nie. En dit het betrekking tot die saligheid, tot die ewige lewe. Ek onthou, daar was een van ons vriende wat een keer gesê het, die hemel is 'n winskoop teen enige prys. En ons met ons menslike verstand kan baie moeilik begryp wat die ewige lewe is.
wat dit werklik is om God te behaag en sy goedkeuring in ons lewens te verkry. Daar is een persoon wat besef het die waarde van saligheid. En dit was die Here Jesus self, toe hy nog in die hemel was en afgekyk het en besef die verlore toestand van die mensdom, die hopeloosheid daarvan, dat van die eerste mense op hierdie aarde, dat hulle gesondig het, ongehoorsaam was aan God. En hy het besef, die enigste hoop vir die mens is as ek kom, my lewe aflê en 'n offer gee, wat die mens aanvaarbaar in God se oë kan wees. En hy het gekom, as ons 'n geskenk aan iemand gee, een ding wat ons doen, ons haal die prys af. En God het die prys weerhou van die mense. Ons weet nie die grootheid van daardie prys wat Jesus en wat God moes betaal. Maar soos ons tot 'n kennis van waarheid kom, soos ons hier lees het, besef wat die ewigheid is, kan ons 'n begrip kry van wat dit gekos het om hierdie onverderflikheid aan die lig te bring. En die Here Jesus, toe hy hier op aarde was, het hy mense probeer help om die waarde hiervan te besef. Want hy het gesê, wat sal dit 'n mens help, al win hy die hele wêreld en aan sy siel skade ly. Ons kan elke dollar in hierdie wêreld besit. Ons kan elke goudmyn besit. Ons kan elke suksesvolle besigheid besit. En as ons siele na verlore ewigheid gaan, was alles te vergeefs. En Jesus het mense probeer help om die waarde van hierdie dinge te besef. En ons vergader hierso vandag, 'n baie hartseer dag vir Charmaine, vir haar suster Natasha, vir Tannie Lien en vir Susan, vir Esther, die familie teenwoordig en die familie wat nie saam met ons is nie. En daar kan baie onbeantwoorde vrae in ons harte wees. Maar wat vir my so spesiaal was, was 'n gedagte wat iemand verlede week gedeel het, en dit was hierdie gedagte, dat partykeer wil ons antwoorde soek in die ondervinding. En ons kan dit dalk nie kry nie, maar ons kan God in die ondervinding soek, en hy kan ons bystaan om daardeur te gaan. En ek kan net indink hoe die familie Maandag gevoel het, toe die lewe begin wegkwyn van Martin. 17 jaar terug het ek in Bloemfontein langs die bed gesit van 'n jong dame. Sy was getroud en ek het saam met haar man en haar suster by daardie hospitaalbed gesit. En die suster aan diens het vir ons verduidelik die 2 lyne van die bloeddruk, die hoogste lesing en die lae lesing. As daardie 2 lyne bymekaar kom, is dit verby. En ek het met daardie man en met sy skoonsister probeer praat en hulle bemoedig.
maar ek het gesien, hulle fokus was net op daardie 2 lyne. En ek was daar toe die einde gekom het, en ek het gesien hulle reaksie en hulle gevoel, en daarom verstaan ek tot 'n mate hoe hulle maandag sou voel, toe hulle besef hoe die ding gaan. Maar ons is bly vir 'n tyd, soos David gemeld het, toe Martin, Charmaine, na hy die boodskap geluister het, en vir die hoop wat dit in hulle harte gebring het, vir hulle wandel met God. En soos David gesê het, ons het altyd Martin se getuienisse so waardeer by die konferensies. Ek onthou dit was tydens COVID, het hy vertel van 'n jong seentjie wat agter hulle gebly het, en hy het op die muur kom sit, en hy het uitgeroep, tok, 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 tok. Hy kon nie nader kom nie, weens die reëls in die land op daai stadium met COVID. Maar hy wou hulle aandag kry, hy wou kontak met hulle maak. En ons is bly vir elke keer van 'n Martin genader het tot God, en uitgeroep het, om daardie kontak te maak, tussen hom en sy hemelse Vader. En ek het 'n goeie verhouding met Martin Charmaine gehad, oor baie jare, baie lief vir hulle geword, en hulle ondersteuning en hulp. Vir baie jare het ek die verantwoordelikheid gehad om te reël vir ons konferensie voorbereidings in Pretoria. En met die groot dag kon ek elke keer op hulle staat maak, om vir al daai mense te kom kook. En ook tydens ons samekoms as arbeiders, predikers saam, was hulle daar om ons te help. Niks was te veel nie, en op so vriendelike en 'n gewillige en toegewyde manier ons gehelp. En ook dat hulle bereid was vir 'n tyd om ook die opoffering te maak, om 'n plek te vul, om vir die gronde daar vir ons te sorg, en vir die wonderlike verwelkoming wat almal daardie tyd daar gevind het. En selfs die liefde wat hulle gehad het vir daai 2 jong dames wat hulle ook in die huis ingeneem het, en vir hulle die beste gegee het, die tyd wat hulle in hulle sorg was. Dit sê vir ons in Johannes, dat groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee nie. En selfs in sy dood, of voor die dood, het hy aan ander gedink, en was bereid om sy organe te skenk vir ander, om vir hulle hulp te wees. En dit was vir my verstommend om te verneem dat 75 mense baat by so 'n skenking. Soveel lewens wat verander is as gevolg van sy gedagte aan hulle en sy opoffering. 'n Groot liefde. En ons het in daardie lied gesing, daai een wat vir hom baie spesiaal was, as my hart so swaar belas is. Net verlede jaar, die begin van die jaar, het ek vir myself gedink, my lewe is so maklik, alles gaan so maklik aan. Maar min het ek geweet, die toetse wat daarna sou kom, nie baie maklik nie. En verlede jaar het Martin ook deur 'n baie moeilike tyd gegaan, as my hart so swaar belas is.
Sy hart was swaar belas. En ek het uitgereik na hom. En ons het mekaar gevind. Ek het hom probeer bemoedig in sy situasie. En selfs daar waar hy was vir 'n tyd, in die hospitaal, plek waar hy was, het hy oor hierdie kosbare dinge met ander gepraat. En hy het my 'n nommer gegee om die persoon te kontak wat meer wou weet van hierdie waarvoor ons staan en ons lewens gee vir hierdie. En dit vertel ons ook in Romeine, ek gaan net 'n versie lees, is Romeine 15, die eerste versie. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. En een van ons kollegas het eendag gesê, hierdie lyk my is onregverdig. Hoekom moet party die laste van ander dra? En hy het gesê, die rede is, partykeer is ons sterk, en partykeer is ons swak. En ons is bly vir die wat sterk is in tye wanneer ons swak is. Dat ons die een vir die ander 'n hulp kan wees. Dis hoekom God hierdie kosbare goddelike gemeenskap beplan het. En ons is so bly vir die geestelike familie wat Charmaine gekry het en vir die hulp wat hulle selfs in hierdie ondervinding vir haar is. En ons weet vir ons almal, die toekoms is onbekend, maar mag dit wees dat ons daardie hart van liefde en omgee sal hê, om as ons sterk is, uit te reik na die swakkes, en dan sal ook ons ervaar in die tyd wat ons swak is, ander dan vir ons se hulp sal wees. Ons gaan nou saam sing, ons sing weer daai hele lied asseblief, 171, en dan sal Rudolf kom bedankingsdien, nederig aan die voete Heiland.
begin my werk. Ek het 'n hoop dankies om my te deel. En ek doen dit graag. Ons is bly vir almal hier. Wat kom eerbetoon het. Meer gevoel. En alles wat daarmee saamgaan. Vir elke bietjie help, elke drukkie, elke traan. Baie dankie vir die diens. Ek was bly, David het vanmôre van Psalm 103 gepraat. As my moed bietjie groter was, het ek vir julle vers 1 gou gesing. Dit is een van die kosbare liede vir my in die hele lewe. Koning Dawid het dit met baie gevoel en liefde geskryf. Daar is vir ons veel te leer in. Dankie Shamaine vir al die pad hier saam met Martin geloop het. En op gehou het. Dankie ouma. Ek dink my woord gaan 'n bietjie kort raak. Maar ek wil dan vir julle uitnooi. Almal is welkom om 'n draai te maak by Martin en Shamaine se huis na die ter aarde bestelling. Dit is nommer 19 Laaipoortstraat in Golfsig. Dankie. Dankie Rob. Okay, ons gaan net die dra se name voorlees. Die een die dra in die hart van Nel, susterskind in Australië. En dan hierso Jaconel, susterskind, Johan Oudtshoorn Swaar, Rudolf van Heerden Swaar, Anton Erasmus vriend, en Grobelaar vriend, en Jacques Taljaard vriend. So hulle kan na vore kom asseblief, en dan kan ons staan terwyl die kus uitgaan asseblief.